Die oggend toe ons nou, toe die hele ordeal nou half verby is, toe dog ek het in 'n doring getrap, want my voet brand onder, en ek het my skoen uit en ek kyk, toe sit daar 3 lyne waar een van haar klappe my gevang het, wat deur my onderkant van my voet is. So een in die kant, een in die middel en een aan die ander kant, so 2 naels het my gemis. Maar toe is dit was seker so 3 mil diep. Toe is daai goed al infected, jy weet, toe begin het al sweer. En dit wys jy hoe vuil is daai naels, en toe besef sy die sny teen haar voorkop, want sy het ook gedink, sy het al gestamp iewers, toe besef ons, dis waar Charlie Hawk bygekom het. Gert en Nadine, ek is so dankbaar om vandag met julle hierdie gesprek te kan hê. Julle is deur 'n ding, soos 'n Engelsman sal sê, julle is deur 'n ordeal met 'n leeu. Baie van julle wat vandag inskakel weet nie noodwendig hulle storie nie, en ons het dit goed gedink om 'n bietjie te gesels oor waar julle is. Julle is deur 'n leeu aanval wat julle oorleef het, maar ons sal nou bietjie meer oor dit gesels, jy vir ons agtergrond gee. Maar vertel ons gou net vinnig, net in 'n netedop, wat het gebeur? Daar was 'n leeu in 'n tent, en dan gaan ons 'n bietjie agtergrond gee oor hoe jy daar beland, en hoe beland 'n mens in 'n situasie waar jy in jou tent, verstaan, is dit normaal? Vertel ons 'n bietjie, wat het gebeur die aand? Wel, ek wil so sê, waar het begin het, is ons eintlik gegaan op 'n safari, ek dink hulle noem dit Overland Safari. Ja. So ons was so 5 karavane, wat jy nou sleep, boskaravane, en ons het 'n bietjie gaan vakansie deur Namibië, Hartmannsvallei en so meer, en ons het geëindig toe in die, net langs die Wanep rivier. Hy is so 30 km binnekant die Skeleton Coast. En ons het daar, dit was ek dink ons omtrent 'n week al daar gewees, en ons het daar vir die aand kamp opgeslaan. En dis toe nou waar alles gebeur is. So ons het kamp opgeslaan, en ons het 'n draai gaan ry, en ons het toe die conservation ouens daar gekry, wat vir ons gesê het, nee, daar was 'n insident. Maar nou nie verder uitgebrei nie. Okay. In hindsight moes hulle eintlik net nooit dat ons daar ooit gekamp het nie. Maar daar het iets gebeur, as ek reg verstaan is, daar was 'n ander sakeman wat die vorige dag doodgebyt is deur daai selfe leeu. Min weet ons toe, dat 'n bekende leeu, Charlie, 'n wyfie, het vir 'n bekende sakeman aangeval. Hy het so 1:10 die oggend het hy uit sy rooftop tent uitgestap, om te gaan piepie, en 3de trappie toe spring Charlie op sy rug en breek sy nek, en hy is toe instantly dood, op slag dood, en gelukkig het die familie toe, daar was 4 couples saam met hom, hy het hulle eintlik uitgevat so toe, want hy was deel van die conservation, en so het hulle daarom vir Charlie weggekry daar, laat sy hom nou nie opgeëet het nie, maar hulle toe sy liggaam teruggevlieg na Namibië toe, die volgende dag. So, as ek reg verstaan is, nou, julle dan gaan tent opslaan, het julle tent wat is dit bo op 'n cruiser, of 'n bakkie, of is dit op die grond? Vertel my so 'n bietjie net, waar die leeu julle gekry, en Ja, so ons het 'n bushlaper gesleep, soos 'n boskaravaan, en sy bed slaan oop na buite toe, en dan die basiese canvas cover met 'n raampie in die binnekant, en dan slaap jy eintlik met jou kop uit na buite toe. So dis waar ons geslaap het. So dis omtrent so 'n meter, 1.2 meter van die grond af, kan jy nou maar sê. En dan sit die canvas dakkie wat jy nou op het. En dis maar waar ons die aand geslaap het. Okay, so, maar dis nie abnormaal vir mense om, ek dink julle het leeu's gaan kyk, julle het gegaan om leeu's te gaan kyk, en normaalweg dis 'n redelike veilige ding om so te gaan kamp, en ek bedoel, dit kom altyd met sy gevare, duidelik. Ja, nee, kyk, hulle sê ons never say never, en 1 uit 'n miljoen, nou dan eindig jy as een van hulle. Ja, so ons het basies deur die natuur gaan, ons weet daar's net 2 leeu's gewees in daai area, omdat hulle gemonitor word. Daar's 'n professor in 'n Land Cruiser wat hulle eintlik volg elke dag van sy lewe, en hy maak dokumentêre daaroor, so as jy YouTube gaan search, hierdie Charlie leeu. Ja, die Charlie leeu. Jy sal daar kry daar. Ja, jy gaan daar kry, so dis The Search for Charlie, as jy nou wil gaan kyk op YouTube, en sy het actually 2 sissies, wat Alpha en Bravo is, maar hulle is meer na die Skeleton Coast kant toe, maar sy verkies
om in die binneland te wees. Meer rooi vleis. Meer rooi vleis, ja. Okay, so praat my gou deur dit net soos wat maak dat 'n leeu so iets doen? Ek verstaan dit is 'n ouer tipe, die leeu was al redelik ouer en so aan. Ja, so Charlie was so 14 jaar oud en as jy nou gaan kyk, 'n leeu word omtrent so 14, 15. So sy was basies op die einde van haar termyn en dan het hulle vir 'n jong mannetjie Obi ingekry om haar te 'n company kan jy maar sê. Ja. Maar hy was baie rustig. Hy is nie die jagter nie, sy is die jagter. Maar daai area is baie droog. So baie jare terug was daar jagkonsessies in daai area en hulle het dit geoordoen. So die wild is verskriklik min en dit was ook baie droog. So die hele One-Ap rivier was droog. So ons het baie in die One-Ap rivier beddings gery. Maar jy mag nou nie daar kamp nie. Ons het net langs die rivier beddings gekamp, want in die aande loop die olifante daar deur en so meer. Nou praat vir my gou julle twee, nou dis die aand, hoe laat het daai leeu in julle tent ingespring of geklim? Ek bedoel, het hy die tent oopgezip met sy poot, wat het gebeur? So 2:15 die oggend, so ja, ek het 'n nood gehad en ek wou badkamer toe gegaan het, maar as gevolg van die leeu het ek nou so 'n bietjie daar wakker gelees, so ek nou presies geweet het was 2:15, en sy het bo op ons bed gespring, basies, waar ons koppe was in die buitekant van die karavaan, maar in die canvas, so sy het bo op ons gespring, en toe ons daai klap geluid hoor, toe het Gert dadelik wakker geword en gesê, dis die leeu's. Ons is basies bo op my kant, kan ek sê. Ja. So tussen jou en die leeu is hierdie stuk canvas? Ja. Ja, jy so toe sy nou opspring die eerste keer, sy moes 'n redelike sprong gevat het, want die bed se basis begin op 1.2 meter, en boop dit het jy nog omtrent, kom ons sê, 'n meter se canvas. So sy is bo op dit, en so obviously daai raamwerkie gebuig, so toe is die spasie nou 'n bietjie kleiner. Ja. Ek het so 500 gehad om mee te speel. 500 kilogram? Wel, die kilogram, die afstand, so halve meter, ja. Halve meter, so as jy daaraan dink, ek dink, weet nie of hulle noem post-trauma nie, maar as ek deur daai situasie myself laat beleef, dan voel ek daai gewig wat ek moes afstoot. So ek het dadelik omgedraai, dat my kop nou die binnekant toe is, en ek het toe net geskop, want ek weet toe nou, as ek al kan afskop, beter, want as sy eers in die tent was dit nag. So ek het omgedraai en ek het daar seker 4 of 5 keer wat ek haar afskop, dan spring sy terug. Ja. So dit was nou in daai oomblik wat toe gebeur het. Maar ek meen, is piknag donker. Ek het vir haar net gesê, kry net vir ons 'n lig aan, dat jy kan sien wat jy fight, jy weet dis. Ja, ek kan dink as jy wakker word en dis op jou en is daai gewig van wat weeg so 'n leeuwyfie? Yes, ek gaan vir jou kom vir jou te sê, maar niks minder as 150 daar rond nie. So dis swaar. Dis 'n serieus gewig, ja. Maar ek het nou nie sulke lang hare soos Simpson gehad nie, maar ek sê daar is 'n bonatuurlike krag wat in jou inkom wat jy veg, want jy kan nie gryp na iets, want mense sê ja, kom jy nie 'n mes gekry of maar in daai oomblik veg jy vir oorlewing. En ek sê altyd dis een ding om te weet, as jy nou daaraan dink, om te weet jy gaan dalk doodgaan. Maar dis 'n ander ding om te dink jy gaan nou opgeëet word. En sy wag nie noodwendig dat jy dood is voor sy jou eet nie. Ja, maar dit is redelik honger. So en dis met daai al die vrees, al die angste so deur jou gaan en deur jou kop gaan. Ek bedoel, mense kan amper nie dink, mense kan aan al daai goeters dink terwyl jy nogal veg vir jou lewe nie. Ja, ek dink op daai oomblik dink jy nie veel nie, dis net oorlewing. En ek weet nie of jy toe jonk was, iemand jou al bang gemaak in 'n gang nie, en daai skree, daai benoude skree, ek weet nie wie die hardste tussen my en sy geskree nie, ek kon dalk gewen het, ek is nie seker nie, maar ja, nee, dit is nag, dit is absoluut trauma. Nadine, wat het deur jou kop gegaan, toe dit gebeur het? Kyk, my grootste vrees was, het as daai leeu vir Gert byt, en daar uitsleep, en sy het hom in die voete beet, dan hy is op bloedverdunners, so ek as het bekommerd is, hoe gaan ons by die hospitale uitkom, en dit is baie ver, ons ry soos in 9 ure, 10 ure aan 90 kilometer op daai, hoe sleg die paaie is, en wat gaan ons doen, en dan ook maar net het ek gebid en gevra dat die Here moet help, asseblief, Gert moet net alright wees, want dit was my baie belangrik dat hy alright is.
Maar ja, dit was Jy noem nou die bloedverdunners. Ek weet jy het omtrent 'n jaar voor daai situasie met die leeu het jy 'n hartaanval oorleef. Ja. En jy is deur daai ding. En Ja, dit was die 13 Augustus 24. Toe het ek die hartaanval gehad en ons het al 'n getuienis hier daar gegooi. So nou hoop jy daai tiker hanteer die druk. revolusies wat jou hart hardloop. Ja. So ek glo nie jou hart kan vinniger klop as daai insident nie. Ek weet ek was so ruk terug daarna toe vir 'n check-up by die kardioloog. Ja. En terwyl hy nou sy masjienkies op my het en toets, toe vertel ek hom die storie. En toe is hy baie in sy skik. Toe sê hy nee, maar dan is jou hart gesort. Want jou hart pomp redelik revolusies teen daai tyd. Ja. Maar dit is vir my eintlik crazy om te dink, soos 2024 het jy die hartaanval gehad, jy het dan gesê Augustus. Ja. En wanneer het hierdie leeu insident eintlik gebeur? 1 Junie. 1 Junie 2025. Ja. Ek weet jy het 'n passie vir die Here, jy is baie lief vir Jesus. En ek dink jou hart vandag, ons het vroeër gesels, jou hart om vandag te praat is om net te getuig. Is jou skrif wat jy aangehaal het is Openbaring 12:11 wat sê dat ons die vyand oorwin deur die bloed van die lam wat mag gaan oor Jesus Christus en dan die krag van ons getuienis. Dis hoekom so belangrik is om te getuig, maar praat net 'n bietjie met my oor mense oorleef jy hartaanval en dan dink jy soos jy is genade om te bly lewe en dan net 'n jaar bietjie amper 'n jaar later is jy in so 'n situasie. Wat gaan deur jou hart? Wat gaan deur jou kop? Wat dink jy as 'n gelowige? Deel met my. Ja, nee, ek dink twee goed wat my vasgesteek het. Is die eerste een is as ek aanhaal Angus Buchan kan aanhaal, hy het altyd gesê 'n getuienis is beter as 1000 preke. En ek glo absoluut daaraan. Want getuienis is actually die teorie in praktyk. Ja. So dis waar ek glo en die tweede ding wat ek glo is dat ek wil nooit uit God se guns uitbeweeg. En ek dink solank 'n mens in God se guns kan bly en sy genade is jy redelik okay. Ja. En ek is absoluut oortuig dat getuienis is wat mense kan red. Mense se lewens kan verander. En ja, dis my passie om daai woord uit te kry. Kyk, dinge kon radikaal skeef vir julle uitgedraai het en ek dink dis soveel anderste om terug te kyk en sê, "Sjoe, gelukkig, nee." Maar die ander man was nie so gelukkig nie. Dinge het vir hom baie skeef uitgedraai. En mense verstaan nie altyd hierdie goeters nie. Mense verstaan nie hoekom gaan dit vir een persoon so en vir die ander persoon so radikaal skeef nie. Maar ek kan nie dink daar's seker enorme dankbaarheid. absoluut. Definitief. Ja, kyk, die storie het nou nog aangegaan. Want met die geskiedery toe Chris ons gids, hy het sommer bo op sy Land Rover se dak geslaap. Want hy ry baie daardeur met sy motorfiets en hy slaap sommer langs die motorfiets op die grond. Ja. Want hulle weet wat se kanse wat Charlie nou gaan aanval. Ja. Ja, so hy het in sy Land Rover gespring toe en hy het omgery om ons karavaan en hy het toe vir Charlie geslaan want op daai oomblik het Charlie toe nou gesien sy gaan dit nie maak om op te spring nie en toe kom sy van die kant af en toe sny sy die canvas oop met een hou. Yes. Ek meen as jy die snye sien in die sponsmatras, dis seker sulke diep snye wat haar naels gemaak het. Yes. En toe tref hy haar met die Land Rover. En sy teen daai tyd is haar kop toe in die tent in en sy gryp na die diens se kussing. Sy was baie ontstel oor die kussing want dit was 'n memory foam, some special kussing. My goodness. En Charlie is toe daar nie, so sy is toe onderste bo daar in die bos in met die kussing en dit seker, man ons het seker 'n 40 sekonde venster gehad om net te recover. Ja. En in daai tyd toe zip ek toe nou daai vensters toe en ek het 2 toe gezip, toe sê sy nog sy wil die ander een ook toe zip aan die linkerkant, toe sê ek van ja, as jy wil kan jy dit doen en toe doen sy dit en op daai oomblik toe kap Charlie haar so en sy het dan net so skrams op die voorkop. Toe kom sy weer terug. Ja, toe kom sy terug. Ja. Toe het sy haar raak gekap, maar so 1 mils diep, so net skrams. Sure. En daai tyd het ek afgespring in die matras van die bed toe in daai cavity ingedruk. Ja. Want jy speel maar net vir tyd. Ja. Teen daai tyd was een van ons ander vriende ook in sy bakkie en hy het gehelp om haar weg te kry. En toe met Chris kom stop met sy ligte, laat ons kan in die kar inspring. So Nadine was toe eerste en sy het geneil, jy kan vertel wat het daar gebeur. Toe ek by die kar kom, Ja. is die kar gesluit.
in die middel van die bos, in die woestyn. Ek bedoel, Iemand het besluit om die kar te sluit. Dis maar ek dink is maar sy kar steel. Ons Johannesburg manier van dink, oral waar jy is, jy sluit van jou kar. Ja. So ek terug hardloop karavaan toe en toe gaan soek ek eers die kar se sleutels. En toe kon ek eers weer toe in die kar ingaan, maar toe ek in die kar is, toe sit ek, hy skree vir my, ek moet die ligte aansit, ek sê net vir my, ek weet nie waar is die ligte nie, hy moet maar kom, ek het in die donker gehardloop, hy kan ook in die donker hardloop. Maar dis al daai chaos wat gebeur, klink amper soos 'n scary movie, jy kom te by die kar en dan moet jy weer terug hardloop, is 'n ekstra intensiteit. Ja. Ek dink min van ons wat dit luister nou, kan regtig dit eers indink, waardeur jy gegaan het aan daai oomblik. Dis weer eens so maklik om dit na die tyd net die storie te hoor en sê, ag dit, maar in werklikheid, ek bedoel, daai leeu's op julle veg hom af, toe staan Chris wat spring en haar stamp, mense gedink het, dis bly maar 'n kat, dis 'n groot kat, maar hoekom hardloop die kat hier dan net weg nie, en so kom sy weer terug, en toe julle, ja, dis, hoe die res van die aand toe geloop, hoe lank, het julle maar wakker gebly toe die son opkom, julle die leeu heeltyd dopgehou, wat was dit nou die plan? Ons is 4 voertuie wat daar dopgehou het, so, en toe het ons agtergekom, die mannetjie het agter die bos gelê en gewag vir kos. Vir aandete. Ja, hulle was honger gewees. En ja, ons het hulle van 04:30 tot 8:00 toe. Die hele tyd het ons hulle gevolg en agter hulle aangery en want ons is bang hulle wil die hele tyd kamp toe kom om Ja, want sy is toe nou in die kar en ek maar nou, dis nou my beurt. Nou maak jy daai karavaan deur so 'n skreefie oop. Ja. En jy hoop nou maar jy sien want dit is pikdonker, die ou dam sy ligte en toe moes ek nou om my kar hardloop om in te klim aan die ander kant en ek het haar probeer verduidelik waarom die spreiligte aan te sit, maar sy was not emotional. Sy is van verboureerd en Ja. Maar ja, in die kar toe en toe moes ons die ander couples toe uit hulle karavane gaan uitkry, want daar's net een karavaan, haar oom wat in 'n toekaravaan was, wat nie met die canvas werk nie. Ja. Ons het hulle in 'n karavaan gelos en toe die ander 3 couples gaan uitkry vir veiligheid. Laat hulle in die karre klim en toe het ons al ons voertuie die 2 leeu's geagtervolg en toe vasgekeer. En so dat aangaan as die leeu skuif het ons saam met hulle geskuif. Ja. En nou jy weet ons skuif daar waar nie paaie is nie. Ons was in die bos. Ons het hulle vasgedruk want ons weet toe nie maar Charlie se collar het gebreek en dis hoe hulle haar getrek het. En dis hoekom hulle haar nie kon kry die dag nadat sy die ander man die sakeman toe doodgebyt het nie. Anders het hulle haar gekry en haar miskien verwyder. En ja, so dit is die storie. So ons daar vasgehou, Chris het toe ingespring in na 'n lodge toe, hy toe geweet min of meer waar die conservation ouens is en die professor wat hulle trek en hy het hulle toe gaan haal, maar hulle het eers toe 8:00 aangekom. En toe hulle nou daar aankom toe sê hulle nee, ons moet nou gee pad. Toe gaan slaan ons kamp op. En hulle het toe nou met Charlie gedeel. Okay. So van wat ons verstaan het hulle Charlie toe verdoof en haar toe uitgesit. Ja. En hulle het vir Obi weer gerelocate. Okay. So ja, want kyk as sy elke aand toe toeriste aanval, gaan sy daarmee aanhou, jy weet. Ja. Ag, so ja. dis tragies, maar ek dink dis maar net wat is die regte ding om te doen. Ja, so dit was nogal snaaks. Jy wou nie graag die sonpanele skoon gemaak het nie. glad nie. Want dan wil ek even vertel. Nee, ek wil net alles in die karavaan gooi en ry want ek wil nie daar wegkom want Charlie en Obi is letterlik 50 meter van ons af. Ja. En ons moet nou tent opslaan en oppak en alles moet in die karavaan inkom. En jy voel die vakansie is nou verby. En Ons is nou van die mense het oor gehardse sonpanele gery, maar hulle het dit nou nie gesien nie. Ja. En nou moet ons eers hierdie sonpanele skoonmaak voordat hy dit in die karavaan gaan sit. So dit het nie baie goed afgegaan nie. Ek dink is baie spanning. Ek dink is enorme spanning waardeur 'n mens gaan, maar praat gou vir my, dis al 'n paar maande terug wat hierdie gebeur het. Maar hoe hanteer 'n mens daai ek dink die mooi Afrikaans is die nabetragting of the after effect. Ja. Slaap ou, okay, het julle wat gaan deur jou hart, deur jou kop, geloof, wat 'n rol speel dit? Jy kan vertel van die aande wat ons wakker lê. Ja, ges baie kere, dit is sommer net snaaks. 2:45, 3:00, 3:15, word ons wakker. En dan gaan slaap ons maar weer verder. En dan, ek dink dis maar net die Here se stemmetjie weer eens om ons te herinner hoe gelukkig ons is, wat 'n wonderwerk dit was. En dan as ons praat nou oor die leeu, as mense ons vra, daai volgende oggend is dit maar weer daai selfde tyd, jy skrik maar wakker en dan gaan jy aan weer, maar dit is 'n wonderwerk en dit is lekker om daaroor te kan praat, om te sê ons
is nog veilig. En Ja, ons is hier om dit te baie kan deel genade. met mense, ja. Ja, dis nou verskeie maande al na die tyd. En dan as jy by 'n gesin kom en jy chat daaroor of soos nou, dan sal jy daai volgende oggend dalk weer wakker skrik hierso tussen 2 en 3 en dan so dit moet vir jou liggaam 'n verskriklike skok wees en die trauma wat Verseker in jou subconscious wanneer is. residue sit in jou Ja. in jou Ja. psigologie, fisiologie is die woord, en dit sit maar in jou lyf. Nee, korrek, die oggend toe ons nou toe die hele ordeal nou half verby is, toe dog ek het in 'n doring getrap. Want my voet brand onder en ek het my skoen uit en ek kyk, toe sit daar 3 lyne waar een van haar klappe my gevang het wat deur my onderkant van my voet is. So een aan die kant, een in die middel en een aan die ander kant, so 2 naels het my gemis. Maar toe is dit was seker so 3 mil diep. Toe is daai goed al infected, jy weet. Toe begin dit al sweer. Ja. En dit wys jou hoe vuil is daai naels en toe besef sy die sny teen haar voorkop. Want sy het ook gedink sy het al gestamp iewers. Toe besef ons dis waar Charlie ook bygekom het. Naalskrap, en ek bedoel dis klein krappies, wat as dit sentimeters dieper was, Yes, kan dit jou lewe gaan. Jy kan 'n voet verloor het. Jy kan sy jou laar gevang het op die nek, kan jy. Sy kon my oog Ja. geskraap het as ek nie reg gelê het toe ek toegemaak het nie. Ja, sy kan net sowel begin het by haar kop in plaas van om op te spring, jy weet. Ja. So Dis nou al daai ifs. maar daai goed herleef jy, dis nou maande na die tyd. Hoeveel maande is dit nou na die tyd? En dit gaan nog steeds deur Dis al 'n jou jaar. amper 'n jaar terug. Ja, dit is 'n jaar terug. So maar jy kyk ook na anders. Ons is nooit dat ons onverskillig was in die bos of geen respek het vir die natuur nie. Ja, ons doen dit al vir 20 jaar. Maar so iets is een van daai goed wat nie gebeur nie. So ja, en ek dink in hindsight daai gedagtes wat weer deur jou kop gaan as jy dit herleef, is vir jou weer 'n reminder van God se genade Ja. en sy guns. En hoekom doen hy dit? En ek glo hy doen dit hy het ons toegelaat om dit te oorleef om te getuig. Ja. En dis vir my 'n onreg as ek sou nie Praat daaroor, getuig nie. ja. Daar's baie mense wat my stop en kyk al na my Land Cruiser, en dis nogal snaaks, baie nie blanke mense sê, "Yes, maar dis 'n oulike cruiser hier." En dan is dit net vir my 'n gap om te getuig. Maar kan ek jou hierdie storie vertel? Ja. En so dit maak vir my soos ek kan nie vir jou vertel hoeveel keer het ek al getuig oor die storie. Dit is ongelooflik. Ek wil net gou bylas, toe ons nou klaar opgepak het en ons is toe nou reg om te gaan. Ja. Toe het ek dit net in my hart gehad en toe het ek in Gertie se hande gevat en gebid om dankie te sê dat ons lewens gespaar is en dat ons al kan teruggaan na ons kinders toe. Want dit sou regtig nie lekker gewees het as hulle van ons moes in die nuus gelees het nie. Nee, mens wil dit amper nie eens bedink nie. Wel, hulle kind of het al gesien. Onthou jy die YouTube video wat daar was? Ja, ons het dit probeer wegsteek van hulle, maar iemand het dit nou uitgelek. Maar die gids het dit Maar gepost op YouTube en ons ou pair het dit gesien. Ja. Op 'n YouTube channel somewhere en sy kon seker wees dis Nadine se hand, maar dit het nie 'n ring aangehad of iets nie. So toe was hulle kind of nie 100% seker nie. Maar ja. Ja, dit is ongelooflik. Dalk 'n vraag wat net altyd vir my opkom as ek dink oor hierdie tipe trauma wat deur mense gaan en mense is gelowig is. Want ek dink baie mense dink omdat ek 'n kind van die Here is, omdat ek 'n gelowige is, sulke tipe goeders gebeur nie met kinders van die Here nie. Maar dit is net eenvoudig net hoe die lewe werk nie. Daar goeie dinge gebeur met goeie mense, goeie dinge gebeur met mense wat nie die Here ken nie. Slegte dinge gebeur met goeie mense, slegte dinge gebeur met mense wat nie die Here ken nie. Maar wat 'n rol het geloof vir julle gespeel in hierdie laaste, ek wil jy het 'n hartaanval, jaar later is dit die leeu, nou is dit amper nog 'n jaar later. Benewens die getuienis, jou verhouding met die Here, julle verhouding met die Here, is dit anders? Is dit dieper? Vir my raak dit net elke keer, as ek nou kan sê, elke keer raak my geloof net sterker. En die ontsettende liefde in my hart vir Jesus sal nooit, ek wil amper sê dis soos ek wil nie sê dis 'n curse nie, maar ek is net lief vir Jesus en ek moet getuig. Ja. Dis in my bloed om te getuig. Ja. Ek sal nie kan slaap as ek nie kan getuig nie. Ja, So maar ek jy dink- sê dis nie 'n las nie. Ja. Daai curse is Ja, dis nie 'n las wat jy moet dra nie. Ja, dis 'n seëning. En ek glo dit is ook 'n voorbeeld vir ons kinders om te weet dis waardeur ons is en hoekom is ons daardeur.
En hoekom is dit, ek meen daar's geen rede hoekom die aand voor die tyd, die sakeman, ek seker hy was ook 'n Christen, en mens kan nie sê, Niemand verdien dit nie, niemand verdien so iets nie, ja. Hoekom het ons dit oorleef? En dis hoekom ons kan net op ons knieë die hele tyd wees en sê, dankie vir sy genade en sy guns. Ja, Daniel in die leeukuil. Daniel het leeukuil toe gegaan vir al die regte redes en daar die Here ongelooflike wonderwerk gedoen en vandag lees ons nog daai storie dit verander mense se lewens. As jy vandag hierdie getuienis hoor en jy het nog nooit die storie van Daniel in die leeukuil gelees nie, wil ek jou aanmoedig net om dit regtig te gaan lees, maar julle twee is 'n absolute voorbeeld van genade. Wandel saam met deur. Ek ken nou julle kinders, julle het wonderlike kinders. Ek weet wat se getuienis julle vir hulle is. Is daar enigiets wat julle graag sou wil sê vir mense oor wat julle geleer het uit hierdie laaste 2 jaar se wandel met Jesus? Nee, ek dink vir my is net sy genade en dis elke dag vir my 'n herinnering dat ek in sy guns moet bly en om te getuig. So vir my beteken dit baie en ek dink ek sal graag die hele tyd vir my kinders, dit party aande lê ek wakker en wonder, hoe kan ons daai in bed by jou kinders, dat hulle weet. Want kyk, hulle het nog nie daai ondervinding gegaan en daai trials deurgegaan wat ons deur is nie. Nie die lewe het hulle nog nie, hulle is nog bietjie beskermd en ja, so hulle, ek dink is om daai ding by hulle ook wakker te maak. Ja. Dat ons is dat mens moet leer dat om saam met die Here te wandel, daar's op en daar's af, daar's goed en daar's sleg en deur al die omstandighede. Paulus sê dit ook, hy sê maak nie saak wat deur ek gaan, het ek geleer om dankbaar te wees. Of ek kan eet en of ek toe ek honger was, ek het hongerte geken, ek het dors geken en ek het 'n vol maag geken, ek het 'n warm bed geken, ek het al koud geslaap. Ek steur alle omstandighede en ten spyte van dit weet ek dat God is wie hy is. Korrek, ja. Jy moet ongelukkig deur sulke goed gaan om te kan getuig. Met as daar niks met jou gebeur nie en jy gaan ook nie deur tawwe tye nie en sulke goed gebeur nie met jou nie, hoe gaan jy getuig? En is slegs glo ek getuienis wat vir jou deure oopmaak om kan te getuig. My kinders vra vir my, nou hoe moet ons nou ons lig laat skyn? Sê ek nie, wel, jy gaan deur situasies, jy gaan deur jou sport en akademiese uitdagings, so jy moet deur daai goed gaan om 'n verhouding te bou met Jesus om te kan getuig. Ja, om dankbaar te kan wees. Yes. Ja, absoluut. Ja. Dit was 'n absolute voorreg om dit te gesels en ek hoop dat meeste mense wat inskakel vandag het vind waarde uit die storie uit en ek dink om 'n kyk, is 'n storie. Ek hou van scuba, ek het al saam met haie geswem en as ek soms vir mense die stories vertel, hulle verstaan nie hoekom doen mense sulke goeders nie. Daai is ek wil nie sê hulle is geleerde haie of makhaie nie, maar al die goeders kom altyd met risiko, maar ek dink om net te besef dat daar's natuur, dit is beautiful, mense die goeders aanskou, dis God se wonder. Maar dan loop dinge soos dit skeef. Om nie wat ek vandag optel as ek met julle gesels is dat julle wankel nie en julle glo. Ek is seker daar was mense wat amper vra soos, maar hoe kan jy 'n Christen bly as hierdie tipe goeders was daar sulke mense wat vir julle? Ja. Ek sê nie so direk nie, maar indirek, veral nie Christene wat jy vertel en dis natuurlik die oop deur vir my om daai saad te plant. Ja. Kyk, ek gaan nie daai ou kan oortuig nie, maar die Here sê ek kan plant. Ja. Sê ek die saad kan saai, hy sal dit laat groei en daai is 'n oop deur vir my om dan. Ek het 'n vriend wat ek baie mee golf speel in die klub wat ek weet glo nie en dit is vir my lekker om vir hom so te vertel. Ja, dit voel so amper of jy so enetjie inkry, jy weet. Jy kan skryf, hier is net nog 'n storie van die Here se goed en sy genade. Ja. Dankie dat julle vandag julle harte met ons kom deel het en net julle storie. Ek dink dit is 'n ongelooflike verhaal. Dit sal almal gaan nie noodwendig deur sulke dinge nie, maar ek dink wat vir my so 'n paal bo water uitstaan is die feit dat ons moet in alles die guns van God soek. Die guns van God raak sien, sy genade ook raak sien en dan om te kom op 'n plek waar ons wil praat oor wie Jesus vir ons is belangrik. Julle het nou sulke crazy stories. Die volgende persoon mag al dink soos my storie is nie so, ek is hierdie leeu aangeval. Hoe praat ek? En dan sê jy oor jou kinders wat net deur akademie gaan en sport en die uitdagings. Die lewe is 'n uitdaging. En as ons kan leer om die lewe te lewe waar ons altyd ons lig laat skyn, dat ons altyd 'n geleentheid om te getuig. Want dit is hoe die wêreld gaan verander word, is deur die getuienis van Jesus Christus. Korrek. Gert, Nadine, dankie dat jy vandag die tyd gemaak het om met ons te gesels. Dit is vir my so ongelooflik julle storie. Dit is verfrissend. Almal gaan nie noodwendig deur die leeu aangeval word nie. Almal gaan nie noodwendig deur daai dinge gaan nie, maar elke persoon het elke dag 'n geleentheid om te praat oor wat hulle geloof hulle beteken.
en wat se verskil dit vir hulle maak. En ek hoop regtig dat julle wat ingeskakel is vandag deel hierdie getuienis, deel dit op Facebook. Dit help ons baie om hierdie tipe woord uit te kry. Dankie dat julle ingeskakel het. Dis hoop hierdie getuienis is vir jou net so besonder gewees. Gaan in vrede julle. Totsiens.